Here, ons kom vanoggend by mekaar in hierdie koue en nat oggend, Here, met die wete dat U ons God is, Here. Here, ons kom by mekaar om uit U woord uit te leer, Here, wat U ontwerp vir die gesin is, Here, en wat U rol vir ons manne is. Here, en ek wil vir U vra om vanoggend met elke man te wees, Here, maak sy hart oop vir hierdie boodskap. Here, maar ook so hulle vroue, Here, want as ons gesinne wil hê wat U verheerlik, Here, dan moet die man en die vrou hulle eie rolle vervul. Here, maar dankie vir die geleentheid wat ons het om hier te wees, Here. Seën asseblief vanoggend die eie woorde, Here. Here, en seën my ook asseblief dat ek die woorde reg sal gebruik, sodat U alleen verheerlik sal word. Amen. Julle kan julle Bybels oopmaak by Efesiërs 5. Ons gaan weer lees van vers 25 tot vers 33. En ek lees uit die woord van die lewende God. Manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente liefgehad en homself daarvoor oorgegee het, om dit te heilig, nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord, sodat hy die gemeente voor hom kon stel, verheerlik sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees. So behoort die man sy eie vrou lief te hê, soos hulle eie liggame. Wie sy eie vrou lief het homself lief, want niemand het ooit sy eie vlees gehaat nie, maar hy voed en koester dit, net soos die Here die gemeente, want ons is lede van sy liggaam, van sy vlees en van sy bene. Daarom moet die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle twee sal een vlees word. Hierdie verborgenheid is groot, maar ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente. In alle geval moet elkeen van julle ook afsonderlik sy eie vrou lief hê, net soos homself, en die vrou moet die man eerbiedig. Tot sover. Manne, julle moet julle eie vroue lief hê. Dis die gedeelte waarmee ons besig is. En 4 keer in hierdie gedeelte sê Paulus vir die manne om hulle vroue lief te hê, om sy eie vrou lief te hê. En verlede week het ons gekyk na die opdrag wat God gee vir elke getroude man. En is een eenvoudige opdrag. Wees lief vir jou vrou. Daar's niks misterieus aan hierdie liefde nie. Dis 'n praktiese liefde. Dis iets wat gedoen moet word en Christus is ons voorbeeld. Paulus sê dat ek en jy ons vrouens moet lief hê en dan gebruik hy die woord soos. En julle kan onthou verlede week het ons gesê daai woordjie soos het 'n geweldige implikasie op ons. Soos, en dan praat hy van Christus. Met ander woorde, Christus is ons voorbeeld. Die verhouding tussen 'n man en 'n vrou word vergelyk tussen Christus en die kerk. En wanneer ons na Jesus se liefde vir die kerk kyk, dan kan ons hierdie liefde in 4 aspekte deel. Opofferende liefde, heiligmakingsliefde of reinigingsliefde, omgee liefde en dan volhardingsliefde. Nou die opofferende liefde het ons verlede week na gekyk in vers 25. Manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente liefgehad en homself daarvoor oorgegee het. Nou ons weet dat Christus homself vir die kerk oorgegee het. Ons weet Christus is doodgemaak vir die kerk. En ons sê baie maklik, maar ons sal ons lewens gee vir ons vrouens. Maar dis nie die vraag hier nie. Die vraag is nie hier of jy jou lewe sal gee vir jou vrou nie. Die vraag is hier of jy sal lewe vir jou vrou. God het deur sy Heilige Gees God se liefde, sy liefde, binne in elkeen van ons geplaas. Met ander woorde, ons het die vermoë om ons vrouens lief te hê, soos wat Christus die kerk lief het. Ons het die vermoë. Christus het gekies om te sterf, om homself oor te gee vir sy kerk. Met ander woorde, vir ons manne is dit 'n keuse. Ons moet kies om ons vrouens lief te hê, soos wat Christus die kerk lief het. Christus het die kerk lief ten spyte van ons. En ons moet ons vrouens lief hê ten spyte van al haar tekortkominge. Ten spyte daarvan dat sy jou gaan teleurstel. Ten spyte daarvan dat sy jou gaan seermaak. Want die realiteit van die saak is, dit is hoe God jou lief het. Ten spyte van jou sonde, ten spyte van jou min geloof, ten spyte van elke keer wat jy vir Christus verloon met jou lewenstyl. Christus het jou lief sonder enige voorwaardes. En dit is hoe ons vrouens moet lief hê. Nou ons het gesien toe ons na die vrou
gekyk het, na die vrou se rol gekyk het, daar was geen kwalifikasieklousule gewees vir 'n onderdanigheid nie. Die vers sê nie, wees onderdanig aan jou gelowige man nie. Die vers sê ook nie, wees onderdanig aan jou liefdevolle man nie. Die vers sê, wees onderdanig aan jou eie man. En hier sien ons, wees lief vir jou eie vrou, sonder enige kwalifikasies. Daar's geen klousule hieraan gekoppel nie. En ons het verlede week gesien, dat die ware geestelikheid van 'n man gemeet word aan hoe hy sy vrou en sy kinders hanteer. Dis die man se verantwoordelikheid om fisies, emosioneel en geestelik na sy vrou om te sien. Jy as die man in die huis, moet die leiding vat in al drie die aspekte van julle lewe. Dit is die rol wat God jou gegee het. Dit is opofferende liefde. Jy moet bereid wees om alles van jouself op te offer, terwille van jou vrou. Die tweede aspek van hierdie liefde is heiligmakingsliefde, en ons sien dit in vers 26 en 27. Om dit te heilig, nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord, sodat hy die gemeente voor hom kon stel, verheerlik sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees. As jy jou vrou wil lief hê, soos wat Christus sy kerk lief gehad het, dan gaan jy jou vrou moet lief hê met reinigingsliefde, of heiligmakingsliefde. Christus reinig sy kerk, en hoe Christus dit doen is, wanneer jy tot bekering kom, is al jou sondes vergewe. Maar soos wat ek en jy geestelik groei, en ons meet onsself teen Christus, kom ons agter van ons tekortkominge. En dan vra ons weer vergifnis, en weer vergifnis, en weer vergifnis. En dan lees ons in 1 Johannes 1 vers 9, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe, en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Christus wil ons as sy kerk heilig hê. Christus wil ons as sy kerk sonder gebrek hê. En wat gebruik Christus om ons te reinig? Die woord van God. Ons as kerk word gereinig deur die konstante verkondiging van die woord. Nou liefde wil net die beste vir die ander persoon hê, altyd. Dis ware liefde. Ware liefde gaan nie stil sit en niks doen wanneer die persoon vir wie jy lief het besmet word deur die wêreld nie, deur die leuns van die wêreld nie. As jou geliefde beïnvloed word deur bose dinge, dan gaan jy iets doen daaromtrent. Dis ware liefde. Wanneer 'n man se liefde vir sy vrou, soos Christus se liefde vir die kerk is, sal die man nie toelaat dat sy vrou besmet word met die leuns van die wêreld nie. Sal dit nie toelaat nie. Die man sal ook nie toelaat dat die vrou beïnvloed word deur enigiets wat nie die waarheid van God is nie. Nou Christus gebruik my op 2 maniere om hierdie gemeente te reinig. Die eerste een is om die gemeente te voed met die waarheid van die woord, en die tweede een is om die gemeente te beskerm teen valse leringe en valse leraars. En dis die man se rol in die gesin, om die gesin te voed met die waarheid en om die gesin te beskerm teen valse leringe en valse leraars. En soos wat Christus die kerk reinig, so moet die man sy vrou reinig, en hy moet haar heiligheid en haar karakter beskerm teen enige negatiewe invloede van die wêreld. Dis jou rol as man. 'n Liefdevolle man sal sy vrou rein hou en haar nooit blootstel aan omstandighede wat gaan lei dat sy sonde doen nie. En dit is belangrik om hierdie te hoor. Jy moet jou vrou nooit blootstel aan enige omstandighede wat sal lei dat sy sonde doen nie. So hierdie gaan nie net oor die woord nie. Hierdie gaan oor omstandighede. Hierdie is hoe ons vrouens prakties moet beskerm teen enigiets wat nie heilig en opbouend is vir haar nie. En dit kan dinge wees soos TV, dit kan dinge wees soos social media, dis verseker beskerming teen ander mans, maar ook, en hierdie is moeilik, manne, jy mag niks doen wat jou vrou dryf tot sonde nie. En ek wil dit weer sê, jy mag niks doen wat jou vrou dryf tot sonde nie, want dan heilig jy haar nie, en dan reinig jy haar nie. Net soos wat Christus vir sy kerk 'n perfekte voorbeeld gestel het, so moet ek en jy as manne vir ons vrouens die beste moontlike voorbeeld stel. Dis ons verantwoordelikheid.
Wanneer Christus die kerk reinig, dit wat ons hier doen elke Sondag, is dit nie net dis nie 'n seremoniële aksie nie. Dis nie 'n seremonie wat hier plaasvind nie. Hierdie wat ons hier doen is aktief, dis prakties en dis konstant. En dit is die standaard vir ons ook. Ons moet dit prakties doen, ons moet dit aktief doen en ons moet dit konstant doen. Elke keer wat ek en jy hier by die kerk sit en Bybel lees en ietsie leer, dan word ons gereinig. As ons hier uitgaan en ons kom by mekaar, of by 'n selgroep, of ons drink koffie, of by 'n braai, of waar ook al, en ons praat oor die dinge van die Here, dan reinig ons mekaar. En dis daai konstantheid wat ons in ons huwelike moet hê. Ons moet konstant gereinig word deur die woord. En ek hoop julle kan sien hoe prakties is dit. Dis nie ietsie wat net op 'n Sondag gebeur nie, of ietsie wat net vanaand gebeur as julle huisgodsdiens doen nie. Hierdie is 'n praktiese reiniging. Ons moet ons vrouens beskerm. Dis dieselfde ywer waarmee Christus die kerk reinig, moet ons vrouens mee reinig. Presies dieselfde ywer. En as jy wil weet hoe om dit te doen, dit begin by jou eie verhouding met God. Jou eie verhouding met God. Jy moet geestelik groei, en jy moet so groei in al die geestelike aspekte van die Bybel, dat dit vir jou moontlik is om die geestelike hoof te wees. Dis jou verantwoordelikheid. As jy byvoorbeeld na jou vrou tot bekering gekom het, of as jou vrou nou huidiglik in hierdie situasie, vandag, meer geestelik volwasse as jy is, dan moet jy van vandag af werk maak daarvan. Jy moet van vandag af meer leer van die Bybel, jy moet geestelik groei, sodat jy leiding kan neem. Ek kan dit vir julle nie in 'n makliker manier stel as om te sê, jy moet die Bybel beter ken as jou vrou. Dis so eenvoudig soos dit. Jou verhouding met God moet intiem wees, anders sal jy nie jou vrou geestelik kan lei nie. En as ons wil weet, wat is die resultate as 'n vrou geestelike leiding neem in die huis? Gaan terug na Genesis 3 toe. Eva het geestelike leiding geneem, en dit was chaos geweest daarna. Die resultaat van geestelike leiding deur 'n vrou in die huis, as daar 'n man is, wat gelowig is dit altyd chaos. Altyd. As jy getroud is met 'n man wat nie gelowig is nie, dan moet jy leiding vat, as 'n vrou. Dit is net hoe dit is. Nog 'n praktiese aspek is vir ons manne is dat ons moet sorg dat ons vrouens in ons gesinne in 'n Bybelse kerk is. Ons het al baie daaroor gepraat. As jy in 'n Bybelse kerk is, dan moet jy dit moontlik maak vir jou vrou om byvoorbeeld dinge soos die vrouebedieninge by te woon. Jy moet aktief besig wees om jou vrou daar uit te kry. Dit is jou verantwoordelikheid. Jy moet seker maak, jou vrou word nie blootgestel aan enige valse leringe nie. Enige valse lering nie. Die belangrikste besluit wat jy as 'n man ooit in jou lewe gaan maak, is na watter kerk toe jy gaan. Dis die belangrikste besluit. Want wanneer jy in 'n Bybelse kerk is, gaan jy leer, jou vrou gaan leer, jou kinders gaan leer, en dit gaan vir jou maklik wees om die geestelike hoof van die huis te wees, want almal gaan leer en almal gaan geestelik groei. Manne, dit is ons verantwoordelikheid om seker te maak ons vrouens word blootgestel aan die waarheid van die woord, sodat sy gereinig kan word, soos wat Christus die kerk reinig. Dis ons verantwoordelikheid. Die volgende aspek van hierdie liefde kry ons in vers 28 tot 30, en dit is omgee liefde. So behoort die man sy eie vrou lief te hê, soos hulle eie liggame. Wie sy eie vrou lief het homself lief, want niemand het ooit sy eie vlees gehaat nie, maar hy voed en koester dit, net soos die Here die gemeente, want ons is lede van sy liggaam, van sy vlees en van sy bene. Nou die basiese beginsel hierso is, dat niemand sy eie liggaam sal skade aandoen nie. En as die man sy vrou lief het, soos wat Christus die kerk lief het, dan sal die man na sy vrou omsien, net soos wat hy na sy eie liggaam omsien. Van die begin van mensdom af, het die mens omgesien na sy eie liggaam. Al was dit dan nou net gewees om te eet, om te oorleef. Maar ek dink julle sal saamstem dat in vandag se tyd het die mens 'n obsessie met sy liggaam. Almal is bekommerd oor hoe hulle lyk. Niemand wil oud word nie.
Dis botox en dis inspuitings en dis roompies en dis operasies en dis mooi klere, alles om ons liggame te laat goed lyk. Dis die wêreld. Maar ons as Christene, ons het ook 'n verantwoordelikheid teenoor ons liggame. Ons liggame is die tempel van die Heilige Gees. So ons moet ook ons liggame voed, ons moet ook ons liggame aantrek, ons moet ook daarom aktief wees om so gesond as moontlik te probeer wees, maar ons motivering is anders as die wêreld. Ons motivering is omdat Christus in ons woon, omdat ons die tempel van die Heilige Gees is. Ons motivering is nie die wêreldse motivering nie. So 'n man wat goed na sy eie liggaam kyk, het 'n gevoel van tevredenheid, hy voel fisies goed oor homself en die nagevolg is dat hy gelukkiger is as iemand wat nie na sy eie liggaam omsien nie. En wanneer hierdie man dan net so goed omsien na sy vrou se liggaam, dan gaan sy ook so voel. Sy gaan ook voel haar liggaam word gevoed en gekoester en haar man kyk fisies na en sy sal ook gelukkiger wees as 'n vrou wat as 'n man nie na omsien nie. Met ander woorde, 'n man moet niks doen aan sy vrou se liggaam wat hy nie aan sy eie liggaam sal doen. En hy moet ook niks toelaat om te gebeur met haar wat hy nie sal toelaat vir sy eie liggaam nie. Christus voed en koester die kerk. Christus beskerm ook die kerk. As ons gaan kyk na 1 Petrus 3 vers 7, net so moet julle manne verstandig met hulle saamlewe en aan die vroulike geslag as die swakkere eer bewys, omdat julle ook mede-erfgename van die genade van die lewe is, sodat julle gebede nie verhinder mag word nie. So wat hierdie vers vir ons sê is, die vrou is fisies swakker as ons. 'n Vrou se liggaam is fisies swakker as 'n man se liggaam. Met ander woorde, die man moet fisies na haar omsien. Dis wat Petrus hier vir ons sê. En dan sê die vers ook, verstandig met hulle saamlewe. So ek en jy moet ons vrouens leer ken. Ons moet alles van haar leer ken. En dan moet ons haar eer daarvoor. En ons moet haar eer as 'n mede-erfgenaam. Daar staan mede-erfgenaam van die genade van die lewe. Nou, die meeste teoloë sê, hierdie genade van die lewe is 'n huwelik. Dis die grootste genade wat jy op aarde kan ontvang. As jy in 'n huwelik is waar God sentraal is. Die Engelse vertaling sê grace of life. En die vrou is 'n mede-erfgenaam daarvan. Dis nie genade net vir 'n man nie, dis vir julle albei as 'n eenheid. En dan 'n baie ernstige aanmaning amper aan die einde van daai vers, sodat julle gebede nie verhinder mag word nie. So wat dit beteken, as ek dit nou my eie woorde kan sê, en ek as God dit vir ons in 'n manier gesê het, soos wat ek dit kan verstaan, dan sê God, jy is getroud met my dogter, as jy nie mooi na haar kyk nie, luister ek nie na jou gebede nie. Dis wat God hier so sê, vir ons manne. So dis nogal ernstig. As ons terug gaan na Efesiërs 5 toe, vers 30, want ons is lede van sy liggaam, van sy vlees en van sy bene. So wie sorg vir hierdie kerk? Wie se kerk is hierdie? Christus se. Wie bring vir ons die teologie wat ons hier leer? Christus. Wie groei hierdie liggaam? Christus groei hierdie liggaam. Ons het geen vermoë om hierdie liggaam te groei nie. Ons het geen vermoë om uit ons eie uit hierdie liggaam te voed en te koester nie. Dis Christus. En net so moet ons in alles vir ons vrouens voed en koester. Ons moet na alles omsien vir ons vrouens. As ons teruggaan na Genesis 3 toe, vers 16 en 17, die vloek. Aan die vrou het hy gesê, ek sal grootliks vermeerder jou moeite en jou swangerskap. Met smart sal jy kinders baar, en na jou man sal jou begeerte wees, en hy sal oor jou heers. En hoor nou hierso manne, en aan die mens het hy gesê, omdat jy geluister het na die stem van jou vrou, en van die boom geëet het, waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie. Vervloek is die aarde om jou en wil, met moeite sal jy daarvan eet, al die dae van jou lewe. Die vrou se vloek is, sy gaan met moeite kinders baar. Die man se vloek is, jy sal werk. Dis die vloek op die man. Jy sal werk om te kan eet. Met ander woorde, die man moet voorsien aan sy vrou en sy gesin. Nou,
In vandag se ekonomiese omstandighede waarin ons lewe, is hierdie 'n moeilike ding. Dis moeilik. Maar ons almal, al ons mans, moet alles in ons vermoë doen om finansiëel na ons gesinne om te sien, sodat ons vrouens nie hoef te werk nie. Nou voordat julle vrouens dink julle almal moet huisvrouens word, onthou 2 weke terug het ons gekyk na die Spreuke 31 vrou. Die Spreuke 31 vrou het hard gewerk. Sy het hard gewerk in die huis, en sy het hard gewerk om haar eie kinders groot te maak. So dis nie waaroor hierdie gaan nie. God het ons as manne aangestel as die broodwinners vir ons gesinne. Dis ons rol. En as jou vrou nou werk, en jy het kinders in die huis, dan moet hierdie vir jou 'n doelwit wees. Vir jou as man. Hoekom? Want dit is God se ontwerp vir die gesin. Dit is hoe God dit ontwerp het. Die man moet werk en voorsien, sodat die ma die kinders self kan grootmaak. En dit is die probleem in ons samelewing. Ons sit ongelukkig in 'n samelewing wêreldwyd waar ma's nie hulle eie kinders grootmaak nie. Nou elkeen van ons wat hier is vanoggend se omstandighede is anders. So hierdie is nie 'n one size fit all handskoen nie. Dit is ongelukkig nie so nie. Ek ken nie die detail van elkeen van julle se lewe nie, maar ek sien wat is God se ontwerp en ek sien dat meeste van ons gesinne is nie volgens hierdie ontwerp nie. So hierdie is 'n doelwit. Dis iets waartoe ons moet strewe. Dit moet 'n saak van prioriteit vir elke gesin wees. Elke man moet hierdie saak ondersoek. Jy moet bid daaroor, jy moet met jou vrou praat daaroor. Jy moet met geestelike volwasse mense praat hieroor, maar dit moet 'n plan wees. Begin ten minste met 'n plan. Dis geweldig belangrik. En heel moontlik gaan dit vir meeste van ons gesinne nie moontlik wees om baie gou in hierdie posisie te wees nie. Because life happens. Dis duur om te lewe, maar dit moet nog steeds 'n doelwit van ons wees. Onthou, en hierdie is geweldig belangrik vir ons ma's en ons pa's, die grootste prioriteit wat jy in hierdie lewe het, is om jou kinders groot te maak vir die evangelie. Vir die ewigheid. Dis jou verantwoordelikheid. Dis jou grootste verantwoordelikheid. Ons moet ons kinders blootstel aan die woord van God dag en nag. Dis wat Deuteronomium 6 vir ons sê. So ons het nou opofferende liefde, ons het reinigingsliefde, ons het omgee liefde, en dan die laaste aspek van hierdie liefde is volhardingsliefde. Vers 31. Daarom moet die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle twee sal een vlees word. As jy jou vrou liefhet, soos wat Christus die kerk liefhet, dan sal jou liefde permanent wees. En jou liefde sal onbreekbaar wees. Nou Paulus quoteer Genesis 2 vers 24 direk hierso. En wat dit vir ons sê is, met Adam se tyd was die huwelik permanent. In Paulus se tyd, toe hy dit geskryf het, was dit permanent. En is nou nog permanent. Uit God se oogpunt uit is die huwelik permanent. Nou binne in hierdie vers is daar 'n paar groot konsepte waarna ons moet kyk, wat geweldig belangrik is. Ons sien in hierdie vers een van die grootste struikelblokke in huwelike. Die vers sê, daarom moet die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef. Nou hierdie geld nie net vir die manne nie, dit geld vir die vrouens ook. Wanneer 'n huwelik plaasvind, dan word 'n nuwe gesin gevorm. Beide die man en die vrou moet dus die autoriteit van hulle ouers verlaat en hulle moet daai autoriteitsbande breek wanneer daai huwelik plaasvind. Die oomblik wat jy getroud is, het jou ouers nie meer autoriteit oor jou lewe nie. Julle moet mooi hoor, die van julle wat kinders het, ek weet nie of die van julle is wat in hierdie situasie is nie, en hierdie is belangrik, en ek praat met myself hier, want ek het 'n dogter wat 4 maande getroud is. So hierdie is meer vir my as vir julle. Simonyn Thomas is in Maart getroud, en van die oomblik af wat hulle getroud is, het ek geen autoriteit meer oor Simonyn nie. Thomas is 'n man. Hy is nou die hoof van hierdie nuwe gesin wat gevorm het. En dit is belangrik vir ons ouers om dit te weet. Ek as pa moet die volwassenheid hê om hierdie nuwe gesin te erken. Want iets wat alle ouers moet onthou, as ek byvoorbeeld nou vir Thomas gaan kritiseer oor besluite wat hy neem,
dan kritiseer ek vir Sim en hy ook. Want hulle is een vlees. So ek kan nie vir Thomas kritiseer op 'n ding en vir Sim en hy kwytskel daarvan nie. Hulle is een. Sy het besluit om met hom te trou. En ons as ouers moet dit onthou. Dis 'n nuwe gesin wat voor God gevorm het. Die vers sê, en hulle twee sal een vlees word. So as ek, as 'n ouer, interfereer in hierdie gesin, dan is ek nie ongehoorsaam teenoor hulle nie, ek is ongehoorsaam teenoor God. Want God sien hulle as een vlees. En ons ouers moet dit verstaan. En die kinders moet dit ook verstaan. En genadiglik het ek hierdie geleer voor hulle getroud is en ek kon die gesprek met Thomas gehad het. En met Sim en hy, en gesê het, nou was ek my hande in ons skuld. Julle is 'n nuwe gesin, well done. Maar dit is wat gebeur. Daar word 'n nuwe gesin gevorm. En dan sê die vers, en sy vrou aankleef. Nou hierdie aankleef beteken gesement. So, Thomas en Sim en hy is nou vas gesement aan mekaar. Hulle is nou een vlees. En wat baie interessant is, en hierdie is vir almal wat ouers het, wat kinders het, volgens God is hierdie verhouding van hulle baie belangriker as my verhouding met my dogter. Want hulle is een. Ek is nie een met my dogter nie. Maar hulle twee is een. So hierdie is 'n permanente verhouding. Wanneer jy getroud is met jou vrou, is dit 'n permanente verhouding. Die verhouding tussen my en my dogter is nie permanent nie, want sy is uit my autoriteit uit. Maak dit vir julle sin. Dis geweldig belangrik as ons kinders het hierdie. En wat ons ook moet onthou is, God haat egskeiding. En as God egskeiding haat, dan bevestig dit, dat daai verhouding, van hulle twee wat nou nie getroud is, belangriker vir God is, as my verhouding met my dogter. En ek moet dit eer. Ek as 'n pa moet dit eer, ons as ouers moet dit eer. Hulle gaan nog steeds lief wees vir ons, hulle gaan ons nog steeds eer en respekteer, maar Thomas is die hoof van die huis. Nee, ek nie. Thomas is die geestelike hoof van Sim en hy. Nee, ek nie. En dis belangrik, en hierdie is 'n struikelblok in gesinne. Want van ouers se kant af interfereer hulle, en van kinders se kant af is daar kinders wat nie hierdie bande wil, die rokspante wil los nie. En dit veroorsaak probleme in huwelike. God sê, die kinders moet hulle ouers verlaat, en dan gaan hulle een vlees word. So in praktyk, en hierdie klink nou hard, maar in praktyk beteken dit, manne, jou vrou is belangriker as jou ma en jou pa. Jou vrou is belangriker as jou ma en jou pa. Jou vrou se opinie oor julle lewe is belangriker as jou ma en jou pa se opinie. Want julle is een. Julle het dieselfde doelwit. Jou ouers het moontlik nie dieselfde doelwit as julle nie, maar julle twee dieselfde doelwit. Jou vrou se welstand is belangriker as jou ma en jou pa se welstand. Want sy's een vlees met jou. En onthou nou steeds, dit beteken nie jy gaan jou rug op jou ouers draai nie. Jy gaan nog steeds jou ouers lief hê, jy gaan hulle nou respekteer en jy gaan hulle eer en jy gaan hulle help en al daai tipe van dinge. Maar jy is nie een vlees met jou ouer nie. Jy is een vlees met jou vrou. En hoekom ek bietjie hamer hierop is, want dit veroorsaak geweldige huweliksprobleme wat uiteindelik op egskeidings uitloop. En ek dink nie hier's van julle wat hier sit vanoggend wat hierdie probleem het nie, maar dis belangrik dat ons dit moet praat oor, want van julle het groter kinders wat dalk in die volgende 10 jaar gaan trou, en dis belangrik dat ons dit weet. Sodra daar 'n huwelik plaasvind, verander al die verhoudings in 'n familie, want daar's nou 'n nuwe gesin wat gevorm is in hierdie groter familiestruktuur. En daai nuwe man is nou die hoof van sy bruid, want hulle is een vlees, en dis 'n permanente verhouding wat vasgesement is. In Maleagi 2 vers 16 sê God, want ek haat egskeiding. En hoekom God egskeidings haat, is want God haat dit as iets op aarde opgebreek word, wat hy by mekaar gevoeg het. En Jesus se eie woorde, Matteus 19 vers 5 en 6,
Om hierdie rede sal die man sy vader en sy moeder verlaat, sy vrou aankleef en hulle twee sal een vlees wees. Hier quoteer Jesus ook Genesis 2 vers 24. En dan sê hy, sodat hulle nie meer twee is nie, maar een vlees. Wat God dan saamgevoeg het, mag geen mens skei nie. Nou wat ons moet onthou hierso, manne, ek en jy het nie beheer oor ons vrouens se gedagtes nie. Ons het nie beheer oor ons vrouens se aksies en hulle reaksies nie. Ons kan nie namens ons vrouens besluit te maak nie. So wat hierdie gedeelte vir ons manne sê, solank as wat jou vrou in jou huis is sy jou vrou. En jy moet haar behandel soos jou vrou. So wat hierdie vers baie direk vir ons sê, manne, jy skei nie jou vrou nie. Dit is 'n permanente liefde. Christus sal nooit homself afskei van sy bruid af nie. Maak nie saak wat se sonde ek en jy doen nie. Christus vergewe ons. Manne, dieselfde van ons kant af. En as ons nou net 2 weke terug gaan, en ons gaan praat terug na die vrou toe, as jy onderdanig is aan jou godvreesende man, dan sal jy nooit jou man skei nie. Maak nie saak wat hy doen nie. Dis 'n permanente liefde. Christus is permanent lief vir sy bruid. Ons moet permanent lief wees vir ons vrou. Dit is wat ware liefde is. En ons sien dit in Christus se voorbeeld. En as ons na ons eie lewens sal kyk, en kyk hoe sondig ons teen Christus en teen die kerk, dan sal ons erken dat Christus het ons met 'n permanente liefde leef. So, die liefde wat jy vir jou vrou het, moet hê, bestaan uit 4 aspekte uit. Opoffering, reiniging of heiligmaking, omgee en volharding. En dan in vers 32 en 33 gee vir ons die motivering vir hierdie liefde wat ons vir ons vrouens moet hê. Die verse sê, hierdie verborgenheid is groot, maar ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente. In alle geval moet elkeen van julle ook afsonderlik sy eie vrou lief hê, net soos homself, en die vrou moet die man eerbiedig. Nou ek wil vir ons vers 32 in die Nuwe Lewende Vertaling uitlees. Dit is eintlik 'n diep geheim, en ek noem dit om die verhouding tussen Christus en die kerk te beskryf. So hierdie verhouding tussen Christus en sy bruid en die kerk wat ons hier het, was 'n geheim reg deur die Ou Testamentiese tyd gewees. Daar's geprofeteer oor hoe God gaan genade toon aan alle mense, maar niemand het geweet hoe gaan dit lyk nie. Niemand in die Ou Testament het geweet dat God die Heilige Gees gaan uitstort op gelowiges en dan gaan God al hierdie gelowiges in 'n kerk saamvoeg nie. Niemand het dit geweet nie. En dis die geheim waarvan ek en jy nou deel is. En hierdie geheim gebruik Paulus dan as 'n voorbeeld van ons huwelike. Ons ervaar Christus se liefde aktief hier in die kerk. Dis deel van ons. Ons sien binne in ons gemeente, hier in ons klein groepie, sien ons opoffering. Ons sien reiniging deur die woord. Ons sien omgee en ons sien ook volharding. Ons sien dit hierso. Ons ervaar dit van Christus af hoe hierdie liefde tussen ons groei. En dan sê vers 33, in alle geval moet elkeen van julle ook afsonderlik sy eie vrou lief hê, net soos homself, en die vrou moet die man eerbiedig. Wanneer 'n man en 'n vrou onderdanig is aan die woord en met die gees van God vervul is, dan sal die man sy vrou lief hê op hierdie manier. En die vrou sal onderdanig wees aan haar man. En onthou, ons is besig met die groter prentjie hierso van, hoe lyk jou lewe as jy met die gees vervul is? Ons het gekyk na die vrou se rol, en nou kyk ons na die man se rol. So as jy met die gees vervul is, manne, sal jy jou vrou op hierdie manier lief hê. Nou hierdie verhouding sal ongelooflike geluk vir jou bring, en jou vrou. Julle huwelik sal geseën word deur God. Julle kinders sal geseën word deur hierdie liefde. God sal verheerlik word in jou huwelik. En dit is op die einde van die dag die doel van die huwelik, dat God die Vader verheerlik sal word deur die genade wat hy in ons toon. En dit is hoe God dit bestem het. Manne en vroue, die huwelik is ontwerp deur God om 'n wonderlike plek te wees. Die huwelik tussen 'n godvreesende man en 'n godvreesende vrou is deur God ontwerp
om hemel op aarde te wees. As jy hemel op aarde wil ervaar, wees in 'n godvreesende huwelik en in 'n Bybelse kerk. En daai twee is kombinasie, het God ontwerp om hemel op aarde te wees. So as ons seën van God af wil ontvang, as ons wil hê ons kinders moet geseën word deur God, dan moet ons gevul word deur die Gees en ons moet hierdie ontwerp van God toepas in ons huwelike. Maar jy moet altyd onthou, God is die fondasie. Jou vrou is nie jou fondasie nie. En vrouens, jou man is ook nie jou fondasie nie. God moet jou fondasie wees. Jy moet onderdanig wees aan sy woord en jy moet vervul word deur die Gees van God. En dit is die ontwerp wat God het vir die huwelik. Kom ons bid saam. Here, wat 'n voorreg is dit nie om hier te hoor, Here, hierdie blueprint, as ons dit so kan noem, wat U vir ons in die woord gegee het oor die huwelik, Here. Here, ons het nou reeds gekyk na die rol van die vrou en na die rol van die man. En U het vir beide van ons geweldige hoë standaarde gestel, Here. Here, want U seun is perfek. En vir ons manne om U seun Jesus Christus as 'n voorbeeld te hê, is 'n hoë standaard. Here, maar ons weet, hierdie selfde Gees wat Christus uit die graf uit opgewek het, Here, lewe binne in ons. Hierdie selfde liefde wat Christus vir die kerk het, lewe binne in ons. Here, so dis vir ons moontlik. Dis vir ons moontlik om ons vrouens lief te hê, soos wat Christus die kerk lief het. Here, gaan met elke man hier so vanoggend asseblief, Here. Here, gaan met elke man dat hy homself sal onderwerp aan die woord en vervul word met die Gees, dat hy sy vrou sal lief hê, soos wat U die kerk lief het. Here, en vir die manne wat hier is, wat nie getroud is nie, Here. Here, laat hulle self onderwerp aan die woord, en gevul word met die Gees, Here, en hulle self verander, sodat hulle manne sal wees eendag, wat lief sal wees vir hulle vrouens, soos wat Christus die kerk lief het. Here, want dit is wat U verheerlik. Here, dis 'n voorreg wat ons het om dit te leer, Here. Dis 'n voorreg wat ons het om die geleentheid te hê, om ons gesinne te verander, Here. Om ons gesinne aan te pas by U voorbeeld. Here, volgende week begin ons kyk na die rol van die kinders. En ek wil vir U vra om elke ouer wat hier is, Here, sy hart voor te berei daarvoor. Here, ons loof en ons prys U vir U goedheid, Here, ons loof en ons prys U vir hierdie liggaam wat U bymekaar gesit het. En dan ons vra U om elke gesin te seën met U genade, die genade van die lewe. Dankie dat ons onsself kinders van die lewende God kan noem. En ons vra hierdie dinge in die wonderlike seun, Jesus Christus se naam. Amen.